Time to take risks, you know, life's too short not to grab at every opportunity. And you must meet our Mr. Brett Pye. Dit is natuurlik Karen van der Laag as Maggie Williams in Isidingo, 'n rol wat sy 12 jaar vertolk het en einde verlede jaar gegroet het, maar waarvoor sy vanjaar 'n SAFTA-prys ontvang het. Tracy ontmoet haar by Ruth's Antiques in Melville, Johannesburg. Dit ruik 'n bietjie na stof hier binne, maar dis waar Karen wou ontmoet, so. Karen is in Johannesburg gebore en woon steeds hier. Haar ouers bly een in die Kaap en een ook hier. Hey. So, welkom in my gunsteling winkel. Waar kom die belangstelling aan oudhede vandaan? Want vir my lyk dit net soos ou goed. Nee, dis vir my pragtige goed. Ek is baie geïnteresseerd in geskiedenis en my ma en pa en ouma is al goeie versamelaars. So vir my, as ek 'n oud stoel of 'n oud pot sien en ek dink aan die mense wat in daai tyd geleef het, is dit 'n romantiese idee vir my. En jy het nou al 'n kans gehad. Enigiets wat vir jou uitstaan? Wel, my gunsteling ding, want ek is 'n kind in my eie hart, so dit is 'n teddybeertjie. Dis cute, né? My ma versamel teddybeere en sy weet baie van hulle, maar ek dink hulle is net baie cute en ek het so 7 teddybeere by die huis. So, maar ek het ook 2 Dachshunds en hulle eet die teddybeere want hulle is groot enemies. Maar dis vir my baie pragtig. Maar dit het ek ook gevind. Dis 'n sodawaterbottel van 1927 en ek versamel hierdie want toe ek op Story of an African Farm Tanzanie gespeel het ek op die koppies geklim en klein goedjies en glas en allerlei mooi dingetjies gekry. En so ek het so 5 van hierdie by die huis en 'n mens kan blomme daarin sit en dit lyk pragtig. Behalwe vir haar SAFTA as beste aktrise in 'n televisiesepie vanjaar, spog Karen ook met 2 FNB Vita en 1 Vleerde Kap toekenning. Wat dink jy het jou laat uitblink bo die ander sepie-aktrises by die SAFTAs? Dis 'n baie moeilike vraag. Ek was baie geëerd om genomineer te word. Ek was met mense soos Michelle Botha genomineer en ek het nie gedink ek sou wen nie, maar toe ek by die SAFTAs aangekom het, toe ek vir almal gesê ek gaan wen. So dit het gewerk. Ek dink eintlik dit was die karakter van Maggie wat my laat uitblink het, want sy was baie pragtig geskryf en haar hart is baie goed en dis wat ek dink laat my uitstaan. That's so true, and the only decent accommodation we have here is like a Bokamosa Game Lodge or the Duncan and they're both very expensive. Van Isidingo na binneland, waar sy deesdae so nou en dan 'n draai maak. Tracy en Karen is volgende op pad na nog 'n antieke winkel, Reminiscence, ook in Melville. Dis darm nie haar enigste uithangplek nie, sê Karen, want sy is ook mal oor die buitelug en swem. Maar eers terug by toneelspel. So jy sê dat dit meer effektief is dat 'n akteur 'n karakter speel wat baie naby aan hulle persoonlikheid is of wat heeltemal anders is? Ek dink vir film en TV-drama is dit okay as 'n karakter baie verskillend is van die akteur, maar in sepies moet die karakter eintlik baie naby die persoon wees, want 'n mens speel dit daagliks 12 ure 'n dag en 'n mens kan nie altyd characterize met iemand wat baie verskillend is van jou eie karakter. En Maggie? Maggie is eintlik baie na aan my persoonlikheid, want kyk hierso Tracy, dit is so pragtig. Ek is eintlik 'n bietjie van 'n magpie. Ek kyk na alles wat sprankel, so ek is 'n bietjie distracted hierso. Maar Maggie is ook 'n groot gossip en ek dink nie ek is gossip nie. Karen werk ook as rolverdelingsregisseur of dan casting director en regisseur. Maar om karakters lewe te gee, bly haar eerste liefde. Come up and see me sometime. Wie's ek? Audrey Hepburn. Nee. Come up and see me sometime. Mae West. Jy? Okay. Frankly, my dear, I don't give a damn. Sy maak dit vir my so maklik. It's Clark Gable from Gone with the Wind. Praat van flieks. Hier is Karen in die 2004 rolprent The Story of an African Farm. What is it? I have the heart of a devil, do I? You could run me through with a knife, could you? I could not drive the maid away because I was afraid of you, was I? What? I loved you, did I? I wanted to marry you, do I? Nou vir een van Karen se selfbederfies, lekker koffie. Hulle is by 44 Stanley se Been There. En omdat julle almal so lief was vir haar as Maggie en Isidingo, gesels ons verder oor die karakter. Maggie is 'n persoon waarna toe almal gaan vir advies. Sou jy sê jy's ook so?
Ek dink so, ek is baie geïnteresseerd in mense. Maar ek hoop ek gee 'n goeie advies, want 'n mens moet baie versigtig wees as 'n mens advies gee. Wat is die beste en die slegste advies wat jy nog ooit gekry het? Die beste advies wat ek gekry het is dat 25% van my dag moet ek myself bemark. En dis wat my pa vir my gesê het as 'n freelance aktrise. Moet die mens baie hard werk om jouself te bemark. So dit was baie goeie advies. Ek dink die slegste advies was wait until tomorrow. Want dis procrastination en ek doen dit 'n bietjie baie en ek dink ag die dieet begin môre, alles begin môre. En wat is die beste en slegste advies wat jy nog ooit gegee het? Ek dink die beste advies wat ek gegee het was iets wat ek op Oprah gehoor het en sy het gesê as 'n mens hulle ware self vir jou wys, dan moet jy hulle glo. En vir my is dit eintlik baie belangrik. En die slegste advies wat ek gegee het is om 'n vriendin te sê dat sy mooi lyk in 'n rok wat baie styf gesit het, maar ek kon nie vir haar sê nie, sy moenie so uitgaan nie. So dit was nie goed nie. Ek dink jy het definitief vandag vir ons jou ware self gewys en nou weet ons ook wie's agter die Maggie Webster karakter. Baie dankie Tracy, wat baie lekker en volgende keer kan jy die wenjie kies. Klink goed. Ook haar raad dat lewenswysheid nie in 'n boek geleer kan word nie. Dit kom deur ervaring. Dankie vir die kuier, Karen.